liewe Kiekskerkmaats en ouers, baie welkom by vandag se Kieksdiens en baie dankie dat julle ook weer inskakel. Nou dit is hierdie naweek lang naweek, so ons kom nie in persoon by mekaar nie, maar gelukkig vir die tegnologie wat so wonderlik is, kan ons steeds saam kuier op die video, al is ons nie fisies by mekaar nie. Nou maats, die Bybel leer vir ons waar daar 2 of meer in Jesus se naam by mekaar kom, daar is hy ook op 'n spesiale manier. En daarom groet ek julle huis in die naam van Jesus, ons koning en ons vriend. Amen. Nou maats, ons gaan vandag leer hoe ons die Here se teenwoordigheid in elke klein dingetjie rondom ons kan raak sien. En om dit te kan doen, het ons elkeen 'n spesiale bril nodig. En ons noem hierdie bril die geloofsbril. Maar voordat ons verder gesels, kom ons sing eers 'n lofliedjie en dan aanbid ons die Here. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Baie welkom terug maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om vandag so saam te wees. Dankie vir elke kind en elke ouer hier by die Kiekskerk. Dankie dat ons u woord mag lees en daaroor kan dink. Wil u ons help om asseblief die boodskap mooi te verstaan? Wil u ons harte oopmaak en ook ons hande en voete gereed maak om u te dien en te seën, maar ook ons monde te seën, sodat ons bereid sal wees om die goeie nuus vir ander mense te gaan vertel. Ons bid dit in u naam. Amen. Nou maats, voordat ons vandag by die les kom, gaan ons eers met ietsie lekker begin. Ek wil hê, julle moet 'n winkelsak of 'n kussingsloop vat daar by die huis, en dan maak julle dit vol interessante items in julle huis. Nou dit kan enigiets wees, byvoorbeeld 'n soutpotjie en 'n kers, of 'n appel, of enigiets interessant. En dan moet julle vir elkeen 'n beurt gee. Blinddoek eers die persoon, en dan moet julle in die sak voel en raai wat dit is voor julle dit uithaal. Gee vir elkeen 'n beurt, en dan kyk julle wie van julle kan die meeste items regraai. So julle kan nou eers die video stop, en dan gou die speletjie speel en weer terugkom. Welkom terug maats, ek hoop julle kon alles regraai. Het julle dalk ook agtergekom terwyl julle speel? Dis nogal moeilik om iets net op gevoel te herken, nie waar nie? Dis baie makliker as ons kan sien wat ons moet doen. Maar maats, net soos wat ons in die speletjie partykeer sukkel om te sien, kan ons ook sukkel om te sien hoe Jesus aan die werk is in ons lewens. Nou om dit reg te maak, het ons 'n bril nodig. Nou ek weet sommige van julle maats dra ook bril om te kan lees en beter te sien, maar hierdie bril waarvan ek praat is 'n baie spesiale bril. Ons noem dit 'n geloofsbril. Nou julle weet hoe 'n gewone bril skrif en die wêreld om ons duideliker laat lyk. Wel, die geloofsbril werk ook so, maar in plaas daarvan
om net dinge met ons oë te sien, help hierdie bril ons om met ons harte te sien. Nou, hoe lyk dit wanneer 'n kind van Jesus met sy of haar hart sien? Dink byvoorbeeld in die klaskamer. Jy sit dalk in 'n klas vol maats en almal lyk vir jou dieselfde. Maar wanneer jy deur jou geloofsbril kyk, dan sal jy begin sien dat elke maatjie uniek is. Jy sien een maatjie met 'n vriendelike glimlag wat altyd bereid is om ander te help. En dalk sien jy ook 'n maatjie met moed wat aan die begin skaam was, maar nou die moed het om op te staan en iets te sê in die klas. So kom 'n mens agter, elke kind in die klas is uniek gemaak, maar ek moet dit kan raak sien met my bril. Of wat van die speelgrond? As jy op die speelgrond is en jy het jou geloofsbril op, dan sal jy sien as iemand dalk hard val en seer kry, dat jy daar moet wees om hom op te help en hulle te troos. Dis 'n teken van hoe God se liefde ook deur jou dade gewys word. Ons kan ook ons geloofsbril dra by die etenstafel by die huis. As jy saam met jou gesin eet, dan kan julle hele dag deel en elkeen kan hulle stories deel. Partykeer is dit vrolike stories en ander kere hartseer. Maar dis 'n belangrike geleentheid waar julle vir mekaar kan wys. Ons ondersteun mekaar en ons het mekaar lief. Dan kan 'n mens ook jou geloofsbril dra as jy in die natuur is. Dan sien jy die mooi blomme of jy voel hoe die wind saggies deur die bome waai. Hierdie bril help jou dan om te sien God het die wêreld geskep en dat elke klein dingetjie wat ons sien ook sy spesiale seën dra. So maats, die geloofsbril laat ons verstaan dat selfs al voel dit vir ons partykeer of die lewe moeilik en donker is daar eintlik altyd lig. Die lig van liefde wat God aan ons gee. Hierdie bril help ons met ander woorde om die klein en die wonderlike dinge in ons lewe raak te sien. Veral omdat ons baie kere net wil rondjaag van die een plek na die volgende en dit wat belangrik is, miskyk. Nou maats, hierdie voorbeelde van 'n geloofsbril wat ons help om God se handewerk te sien, laat my dink aan 'n verhaal in die Bybel. En ek wil graag hierdie verhaal vandag vir julle vertel. Ons lees die verhaal in Lukas 24 vers 13 tot 35. Nou op 'n Sondag het daar twee vriende van Jesus, die een se naam was Kleopas, besluit om terug te loop na hulle dorp Emmaus. Nou Emmaus is 'n klein dorpie ongeveer 12 km van Jerusalem af. En hulle was baie hartseer en het oor al die slegte dinge gepraat wat die afgelope naweek gebeur het. Terwyl hulle so op die pad stap, het Jesus by hulle aangesluit. Maar hulle was so hartseer dat hulle hom nie herken het nie. Jesus het toe vir hulle gevra, "Hoekom lyk julle so hartseer? Wat bespreek julle?" Kleopas het toe gesê, "Ons is hartseer want ons het gehoor dat Jesus, die boodskapper van God, Vrydag doodgemaak is. Hy het wonderwerke gedoen en gesê, hy sal ons red, maar nou is hy dood en begrawe, al vir 3 dae lank. Hy het ook gesê, ons het gehoor dat daar 'n groep vroue by die graf was, en toe hulle gaan inloer, was sy liggaam nie daar nie. Hulle het gesê dat die engele gesê het, Jesus leef weer, en ander mense het ook gesien dat die graf leeg was. Jesus het toe gesê, ek kan nie glo julle geloof is so klein nie. Die Bybel sê dat die Messias eers moet swaar kry voordat hy kan teruggaan na die hemel toe. Jesus het toe vir hulle verduidelik wat die profete oor hom geskryf het. Toe hulle by die dorpie Emmaus aankom, het Jesus gesê dat hy nog verder moet stap. Maar die twee het gesê, nee, wag asseblief, bly vanaand by ons want dit is al donker. En so het Jesus saam met hulle na hulle huis geloop. Later, toe hulle klaar geëet het en weer by die tafel sit, het Jesus die brood gevat en gebreek, vir God dankie gesê en dit saam met hulle gedeel. Op daardie oomblik het hulle besef wie Jesus was. Maar net toe hulle dit wou sê, het hy weggevaar. Die twee vriende was so bly en het vir mekaar gesê, ons het dit gevoel toe hy met ons gepraat het. Ons harte was vol vreugde en dit het warm geword. Hulle het dadelik opgestaan en toe vinnig, sommer in die donker, teruggestap na Jerusalem toe. Toe hulle daar aankom, het hulle vir al die disippels en die vriende van Jesus gesê, ons het goeie nuus,
Jesus leef. Hy het ook aan Simon Petrus verskyn. En so het hulle vir almal vertel hoe Jesus saam met hulle gestap het en hoe hulle hom herken het toe hy die brood gebreek het. Nou maats, net soos die twee vriende op die pad na Emmaus uiteindelik besef het dat Jesus altyd by hulle was en hulle oë oopgemaak het, so kan ons vandag nog God se teenwoordigheid sien. As ons oë oophou en ons geloofsbril dra, sien ons nie net die groot dinge in die wêreld raak nie, maar ook die klein wonderlike oomblikke. Daardie oomblikke wat vir ons wys, God is oral om ons en hy wag net dat ons hom raak sien. Nou, hoe kan ons God se liefde in ons daaglikse lewe raak sien? Hier is so 'n paar voorbeelde wat jy kan onthou. Wanneer jy saam speel met ander maats en jy is bereid om dit wat jy het te deel met mekaar, byvoorbeeld jy speelgoed, dan wys jy dat jy omgee vir mekaar, net soos wat God omgee vir elke mens. Dan sien ons hom raak, daar in die oomblik wat jy speel. 'n Mens sien God ook raak, wanneer jy iemand troos, want dan maak jy hom sigbaar. As jy sien dat 'n maatjie hartseer is, en jy besluit om uit te reik, en 'n drukkie te gee, of moed in te praat, is dit ook 'n teken van liefde, dat God ook vir jou gebruik. En ons maak God ook sigbaar, wanneer ons bereid is, om iets vir ons naaste te doen. Miskien het jy al by die skool gekom, pouse, en daar was 'n maatjie wat hulle kos vergeet het. En dan kan jy van jou kos deel met daardie maatjie wat honger voel. Of jy het al 'n maatjie gehelp met skoolwerk, omdat jy die skoolwerk beter verstaan. Al hierdie klein dade van omgee, wys dat jy besef dat God se liefde ook deur jou dade uitgestraal kan word. En hierdie voorbeelde wys vir ons, God se liefde lê nie net in die groot dinge wat in die wêreld gebeur nie, maar in elke klein oomblik van ons daaglikse lewe. So leer ons om met 'n geloofsbril te kyk en al die wonderlike dinge rondom ons raak te sien. Nou maats, ek wil hê julle en julle ouers moet hierdie week iets spesiaal doen om hierdie Bybelles vas te lê en so ook vir God raak te sien. Ons gaan 'n speletjie speel wat julle daar by die huise kan doen. En hierdie speletjie noem ons die seën soektog. So gedurende die volgende week wil ek hê julle moet dinge probeer raak sien wat 'n teken is van God se liefde of seën. Dit kan iets wees wat jy sien, dit kan iets wees wat jy hoor of selfs iets wat jy ervaar. Nou hoe werk dit? Ek wil hê julle moet 'n klein notaboekie by julle hou of 'n vel papier. Skryf elke dag 3 dinge neer wat jy opmerk wat jou laat dink. Kyk, God is hier aan die werk. Dalk kan dit 'n mooi sonsondergang wees. Dalk kan dit vriendelike woorde wees wat 'n maatjie vir jou sê, of iets goed wat jy dalk aan iemand anders gedoen het. En dan elke aand gesels jy saam met jou gesin en deel hierdie dinge wat jy in die dag opgemerk het. Bespreek ook met mekaar hoe julle daaroor gevoel het. Julle kan selfs verder gaan en ook met julle selfoon foto's neem van daardie oomblikke. En dan kan julle daardie oomblikke saam sit in 'n collage of 'n plakbord en dit teen die yskas plak. En hierdie uitdaging vir 'n week lank doen en dit gaan julle help om elke dag te besef, God se liefde is eintlik oral om ons en dat ons dit net kan raak sien as ons 'n geloofsbril dra. Nou maats, ons gaan nou afsluit met gebed en dan gaan ons ook vir die Here dankie sê dat hy vandag met ons praat. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U altyd by ons is, selfs al sien ons U nie onmiddellik raak nie. Help ons om ons oë oop te maak, sodat ons U liefde in alles kan sien. Gee ons ook die krag om ander te help, om ook U seëninge te erken. Dankie Here. Amen. Maats, baie dankie dat julle vandag saam geluister het. As julle graag 'n bydrae wil maak vir ons bediening, is julle ook welkom om die instruksies op die skerm te volg. Ons waardeer elke bydrae. Maats, ek hoop ook dat julle julle geloofsbril sal dra en dat julle elke dag sal onthou dat God se liefde en sy seëninge is oral om ons. Gaan deel asseblief hierdie boodskap met jou gesin of jou maats, sodat almal kan leer om met nuwe oë
ook na hom te kyk. Tot volgende keer. Totsiens maats.